Hartlike goeiemôre. Ja, lekker om terug te wees. Verlede week was ons daar by 'n konferensie op Hoopstad en dit was baie droog en baie warm, maar baie geseënd. So ook wonderlik dat die Here ook in alle provinsies en oor Suid-Afrika besig is om te werk. En dit was vir ons 'n groot voorreg om ook daar te sien hoe dat mense opnuut voor die Here buig en onsself ook opnuut voor die Here kon buig en sê Here, ons is nie tevrede met respek gesê met gister se salwing en gister se seëning in die Here. Ons wil U vertrou vir môre en vir vandag. En dis ook wat die Here Jesus vir ons sê. Ons moet hom nie net vertrou en glo vir wat hy in die verlede gedoen het nie. Ons moet hom vashou vir wat hy vir ons wil doen. En my gebed is dat hy ook so sy doel en plan sal bereik in Springs vir môre en met die weke wat voorlê. Nou ja, is 'n wonderlike voorreg om u vanmôre te groet, dan ook in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. En ek het vanmôre gedink aan die groete wat hy die kerk van Korinthe mee gegroet het. Hy sê hierso aan die gemeente van God, is God se gemeente die. Aan die gemeente van God wat in Springs is. Aan die geheiligdes in Christus Jesus. Die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep. Hulle sowel as ons Here, genade en vrede vir julle en barmhartigheid van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Dankie Vader dat ons hierdie diens kan oopmaak vanmôre in die wonderlike naam. En dat ek vanmôre kan bid, Here, mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart wel behaaglik wees vir U, my God en my Verlosser. Amen. Ons open die diens terwyl ons staande saam sing vanmôre liedboek 157 verse 1 en 2. Here Jesus, ons is saam. As jy die noot ontvang, kom ons staan en ons sing hartlik saam. Ja, vriende, ons gaan vanmôre nie die geloofsbelijdenis behandel nie terwille van die tyd. En ons sal weer daarmee voortgaan volgende week. Ek kan die woord van die Here so lank oopmaak in Genesis hoofstuk 35, waar ons in hierdie dae met U gepraat het oor altaar oomblikke. En hier sal my verskoon vanmôre sal ek op die rekenaartjie wees. My printer het slaags geraak met my, hy wou nie vir my dokumente gee nie, maar in die ou dae het ek hulle almal geskryf met die hand, en nou besef ek weer, hy skryf kan nie wegraak nie, hy wie geprinte word, hy is geskryf. Nou ja, as jy die woord van die Here oop het daar in Genesis hoofstuk 35, dan bid ons saam. Baie dankie dierbare Hemelse Vader, dat ons nou kan stil raak met die opening van U woord. Ja, vanmôre het oom Joppie gesê, dis nie 'n gewoonte as ons bymekaar is nie, maar as ons bymekaar is dit 'n goeie gewoonte. En Here, ek dink so vanmôre daar, dis ook 'n goeie gewoonte om met eerbied en met respek U woord te nader. En daarom, Here, wil ons dit nie vanmôre van selfsprekend vat nie. Here, ons wil vanmôre vir U sê dankie. Daar's lande wat hierdie Bybel verbied. Daar's plekke waar mense dit nie mag lees nie.
nie daaroor mag praat nie, en ons het 'n voorreg vanmôre om te kan lees en te kan praat. En daarom bid ons, Here, dat U op 'n wonderlike wyse vanmôre hierdie woord vir ons sal oopbreek. Dat U vanmôre met ons sal spreek deur hierdie woord. Dat U ons vanmôre opnuut sal rig volgens hierdie woord. Ja, Here, ons erken vanmôre ons is afhanklik. Ons het U nodig, Here. Ons het nodig dat U vir ons iets sal doen wat ons vir onsself nie kan doen nie. Ons het nodig, Here, dat U ons harte kom versterk om onberispelik voor U te wandel in liefde. Ons het nodig, Here, dat U ons verkoop. Here, ja, dat U ons teregwys. Maar Here, dat U U doel bereik. Dat U ons bewus maak van U wil en U plan vir Springs 2026. En daarom bid ons, Here, vanmôre by hierdie diens en geleentheid, kom doen dit wat U beplan het. Here, ons is nie van per ongeluk hier nie, dit is nie maar per toeval nie. U het voor die grondlegging van die wêreld presies geweet elkeen wat vanmôre hier sou wees. Want daar is niks wat U nie weet nie. En net soos U geweet het wie U sal wees vanmôre, het U ook geweet wat U wou doen vanmôre. Mag, Here, ons roep tot U dat dit nie sal wees soos met die volk van ouds wat die Here Jesus gesê het, Jerusalem, Jerusalem, julle wat die profete doodmaak en stenig die wat na julle gestuur was, hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak soos 'n hen haar kykens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Here, verbied ons, verhoed ons, weerhou ons om vanmôre nie te wil nie. Ja, Here, dit is ons gebed vanmôre in die wonderlike naam van die Here Jesus. Amen. Ons lees daar in Genesis hoofstuk 35, daarna het God vir Jakob gesê, maak jou klaar, trek na Bethel en gaan woon daar en bou daar 'n altaar vir die God wat aan jou verskyn het, toe jy op vlug was van jou broer Esau. Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was, verwyder die vreemde gode wat onder julle is en reinig julle en trek ander klere aan en laat ons klaarmaak en optrek na Bethel en ek sal daar 'n altaar bou vir die God wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid en by my was op die weg wat ek gegaan het. Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was en die ringe wat aan hulle ore. En Jakob het dit begrawe onder die terpentynboom wat by Sichem was. En toe hulle weggetrek het, kom daar 'n skrik van God op die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agterna gejaag het nie. So het Jakob dan in Lus aangekom, wat in die land Kanaan is. Dit is Bethel. Hy en sy mense wat by hom was. En hy het daar 'n altaar gebou en die plek El Bethel genoem, omdat God daaraan hom geopenbaar is toe hy vir sy broer gevlug het. En Debora, die oppasser van Rebekka, het gesterwe en sy is begrawe onderkant Bethel onder die eikeboom en hulle het dit genoem Eik van Geween. Toe verskyn God weer aan Jakob by sy terugkoms uit Paddan Aram en hy seën hom. En God sê vir hom, jou naam is Jakob, jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees, en hy het hom Israel genoem. Verder sê God vir hom, ek is God die Almagtige, wees vrugbaar en vermeerder, 'n nasie, ja, 'n menigte van nasies sal uit van jou afstam, konings sal uit jou lende voortkom, en die land wat ek aan Abraham en Isak gegee het, sal ek aan jou gee, en aan jou nageslag na jou sal ek die land gee. Toe het God van hom af opgevaar op die plek waar hy met hom gespreek het. Jakob het 'n gedenksteen opgerig op die plek waar hy met God gespreek het, 'n gedenksteen van klip, en daarop 'n drankoffer uitgegiet en olie daarop gegooi. Sover die kosbare woord van die Here. Nou ons het met die begin van hierdie reeks met u gepraat en gesê dat altare was iets gewees wat baie algemeen was in geloof, dis iets wat God self ingestel het, en ons vind dat 'n altaar 'n plek was wat gereeld na vore gekom het, waar Abraham met God ontmoet het. Na mislukkings was daar altaar-oomblikke gewees, na groot offergawes of oorgawes was daar altaar-oomblikke,
En by hierdie geleenthede het God ook gereeld die volk geseën. Maar verder het ons gesê dat vandag bou ons nie meer altare van klip en van steen nie, maar die een finale altaar was gewees die kruis van die Here Jesus Christus op Golgotha. Dit was die laaste offergawe of offerplek gewees op Golgotha, waar die Here Jesus daar aan die kruis het gesê, dit is volbring. Daar's geen ander offers wat weer gebring word, wat 'n mens 'n lammetjie of 'n bok bring nie, behalwe vir een ander offer. En dit is die finale offer van jouself saam met die kruis. Want die Here Jesus het die kruis op 'n kruishout gesterwe vir my en jou sonde, maar hy het ook gesê, wie agter my wil aankom, homself nie verloon, sy kruis opneem en my volg nie, is my nie waardig nie. Die laaste offer praat Paulus in Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Maar daardie offer is aan dieselfde kruis in Golgotha. Hy staan nie meer daar vandag nie. Dis iets wat gebeur het 2000 jaar gelede, waar die Here Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het. En aan daardie selfde kruis moet ek nou myself gaan oorgee. En sê, Here, ek neem ook my kruis op. So alhoewel daar nie meer 'n kruis of 'n klipaltaar, 'n fisiese altaar gebou word in Bethel en dan in Gilgal en dan by Mispa en by al hierdie verskillende plekke altaar oomblikke is nie, is die beginsel nog steeds net so relevant. Daar is altaar oomblikke in my en jou lewe. Daar is 'n persoonlike Bethel nog steeds vir my en jou. Daar is nog steeds 'n persoonlike Mispa. Daar moet 'n persoonlike Ebenezer wees. Daar moet 'n persoonlike Gilgal wees. By die Jordaan, by die Rooi See. En ons het gevind in die eerste gedagtes dat 'n altaar is 'n plek waar mens met God ontmoet. Dit is 'n plek waar jy met God ontmoet en dit is 'n belangrike vraag wat ons osself moet vra. Waar het u, meneer, mevrou, jongman, jongmeisie, waar en wanneer het u met God ontmoet? Ons het gesê dis 'n plek van herinnering. Dis 'n plek waar God jou herinner, nie net aan die ontmoeting nie, maar wat hy vir jou gedoen het by die ontmoeting. Want ons vind hierso in die begin, hy sê gaan terug na Bethel, waar ek aan jou verskyn het toe jy vir jou broer gevlug het. Later dan sê Jakob, daar waar die Here my geantwoord het toe ek benoud was, hy herinner hom, ek het jou ontmoet by Bethel, hy herinner hom, ek het vir jou daar kom vrymoedigheid gee, ek het jou kom versterk, jy was bang geweest vir jou broer, en ek het jou antwoord gegee. Hy kom herinner ons. En dit is die volgende gedagte wat ons moet bedink. Het die Here vir my iets gedoen? Waar is dit in my lewe? As ek vanmôre kon van stoel tot stoel deurgaan en sê, maar sê vir my, waar is jou Bethel, jou eerste ontmoeting met die Here? Maar weet jy wat, ek wil jou nog 'n vraag vra, wat het die Here vir jou gedoen? Hy is getrou, hy herinner jou. As daar geen herinnering is, het jy rede tot kommer. Maar ons het gesê, dis 'n plek waar God ons oortuig. Dis God waar hy ons nie net herinner aan wat hy vir ons gedoen het, hy oortuig ons ook van dit wat miskien nou nie meer reg is nie. Ja, daardie tyd het jy gesê, jy gaan agter my aanwandel, en jy het gesê, jy gaan dit doen en jy gaan dat doen, maar ek kom agter, daar's 'n probleem, en onmiddellik, toe hy vir Jakob herinner om terug te gaan, toe raak hy Jakob bewus van afgode wat onder sy mense is. Hy sê verwyder. Sy hartseer saak eintlik, hoekom het hy dit nie gister en eergister gedoen nie? En ek het eendag 'n boodskap gebring, dalk sal ek hom hier bring wanneer die Here by die deur staan en klop. Weet jy kan nie reageer wanneer jy wil nie. Baie van ons dink ons kan reageer wanneer ons wil. Ons kan tot bekering kom wanneer ons wil. Ons kan die Here vertrou vir 'n rein hart vervul met die Heilige Gees wanneer ons wil. Ons kan regmaak wanneer ons wil. Vriende, jy kan dit nie doen wanneer jy wil nie. Jy moet dit doen wanneer die Here roep. Jy moet dit doen wanneer die Here herinner. Jy moet dit doen wanneer die Here oortuig. Jy kan nie na die Here toe kom wanneer jy wil nie. En daarom is ek lief daarvoor by 'n diens wanneer die Here met jou praat. Luister, reageer. Moenie uitstel nie. Want van uitstel kom afstel. En so het die vraag na ons toe gekom, maar waar staan jy nou met die Here? Waarvan het die Here jou oortuig? En die tweede
gedeelte van hierdie reeks het ons 'n bietjie verder gegaan en gesê dat altaar oomblikke is ook 'n plek van bekering. Dis 'n plek van laat staan, dis 'n plek waar jy 'n besluit moet maak. Die Here oortuig my, daar's goed wat verkeerd is in my lewe. En Jakob gaan onmiddellik na die mense toe as jy bring. Laat ons van dit ontslaa raak. Dis 'n plek waar ek en jy moet reageer op dit wat die Here ons van oortuig. 'n Doelbewuste besluit maak om te sê, Here, maar ek kry klaar. Ek kry klaar met dit wat my vrede steel. Ek kry klaar met dit wat my tyd steel. Ek kry klaar met dit wat my verhouding met God en met mense verinneweer en belemmer. Maar ons het gesê, dis ook 'n plek van oorgawe. Dis 'n plek waar jy 'n offer vir die Here bring. Ons vind dat Jakob moes gaan woon het waar die Here wou hê hy moes woon. Hy het eers gedink, hy gaan bietjie daar bly. Die naam is uit my kop uit, daar waar Dina, by Sichem, het hy gaan blink, en daar waar sy dogter Dina, toe uiteindelik verontreinig is, hy het gaan woon waar hy nie moes gaan woon het nie. Maar ons vind die offergawe van Abraham, hy moes uit sy land uitkom. Later het hy die offer gemaak van self, hy sê vir Lot, kies jy, en daar is 'n altaar oomblik, en net so is dit ook in ons lewe 'n plek waar ons moet offer. Ons kan nie enige plek offer nie, ons moet offer by die altaar. Die altaar is die kruis. Daar by die kruis moet ek 'n oorgawe maak. Weet jy, daar in daardie jaar, in daardie skoolsaal, of by daardie geleentheid, of by daardie universiteit, daar het ek die Here ontmoet, Bethel. Maar sê vir my, waar het jy Romeine 12 vers 1, 'n volle oorgawe aan God gemaak? Dis 'n volgende vraag, is 'n altaar oomblik. Het u by in die lewe gekom by 'n plek waar jy alles op die altaar gesit het? Nie net die sleg nie, maar ook die goed. En ons gesê, altaar is ook 'n plek van beloftes, waar die Here opnuut kom en sy beloftes met jou vasmaak. En ons het gesien hoe dat hy dit vir Jakob gedoen het. Vanmôre wil ek met u praat oor 3 ander punte wat ook by 'n altaar gebeur. En in die eerste plek vanmôre is die altaar nie net 'n plek van al hierdie dinge nie, dis ook 'n plek van volle versekering, van bevestiging. Weet jy vriende, dis daar by die altaar wat die Here ontmoet. Dis daar by die altaar wat hy herinner aan wat hy vir jou gedoen het. Dis daar by die altaar wat hy oortuig, wat hy tot bekering moet kom, wat hy 'n oorgawe moet maak, wat hy beloftes kry. Maar dis daar by die altaar waar hy vir jou 'n diepe sekerheid in jou binneste gee. Die Bybel sê 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En vanmôre is dit die volgende punt wat ek en jy moet behandel. As ons daar by 'n altaar voor God kom buig, dan gee hy volle versekering. Sê vir my, het u vanmôre die sekerheid dat u gered is? Weet u dat u weet dat u weergebore is? Is hy seker van dit wat die Here u van verlos het? Is hy seker van dit wat die Here van u verwag? Daar's 'n hele paar dinge wat ons daarmee saamvat. 1 Johannes 5 vers 13 sê hierdie woorde vir ons. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Sodat julle kan weet, nie wonder nie. Die altaar is 'n plek van volle versekering. Ons vind hierso in 35 sê die Here vir hom, en God sê vir hom, jou naam is Jakob, jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees, en hy het hom Israel genoem. Nou ja, dit het 'n entjie tevore reeds gebeur, waar hy geworstel het met die engel, en die Here gesê het, jy gaan nou Israel genoem word, en ek wonder, miskien het hy nou hierdie laaste paar dae daarna Sichem toe mank geloop, en gewonder, maar is ek nou Israel, of is ek nou Jakob? Ons weet nie, die Bybel sê nie, maar hier kom die Here, en hy gee vir hom die volle versekering, jy sal nou Israel genoem word. En toe noem die Here hom Israel. Hy sê nie net jou naam gaan Israel wees nie, let op hoe mooi skryf hy dit. Jou naam is Jakob, jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. En hy het hom Israel genoem. Dis 'n plek van volle versekering. Dis 'n plek waar die Here jou wil verseker van dit wat hy vir jou gedoen het. Baie van ons glo dat die Here ons gered het. Ons glo dat ons 'n kind van die Here is. Ek onthou voordat die Here my siel uit genade gered het ek as jong seun gedink of gehoop ek gaan eendag 'n predikant miskien word. Ons het geglo, ons het daarna 'n kerkie toe gegaan, ons het sonnaarskool toe gegaan, ons het katekesasieklasse toe gegaan, maar ek was goddeloos na skool.
Maar nietemin sou ek met mense beklei het. Hulle moes niks verkeerd gesê het van godsdienst. Hulle moes niks verkeerd. Ag, as ek vir kan sê tot my skaamte, hoeveel keer het ek in kroeg met mense geredeneer oor God en godsdienst. Maar nooit die versekering gehad, Jesus is my nie. En weet jy, toe hy my siel uit genader het, paar weke nadat ek by 'n dienste begin sit het en 'n predikant begin praat het oor sekerheid, en ek het besef, maar ek het dit nie. En toe hy my siel uit genader het, toe kom hy, soos hy vir Jakob sê, en hy sê vir my, jy is gered. Dis 'n plek van versekering. Ek onthou vir my was dit persoonlik gewees in die gym waar ek gewerk het, waar 'n kollega na my toe gekom het en gesê het, Henk, jou lewe het verander, wat het gebeur? En toe hy dit vir my sê, toe is dit asof ek hier my gedagte wêreld opsê, die sondes wat net weggeraak het. Ek sê, Here, U het dit waarlik gedoen. Dis asof die Here daar vir my sê, jou naam is nou Henk, en ek noem jou nou Henk, of Israel. Dis 'n plek van volle versekering. Jy sien, ek het hier in die notas geskrywe, hoe kan ons weet dat ons waarlik gered is, as ons ewe skielik goed doen? Nee. As ek ewe skielik vrykom van sonde, nee, daar's mense wat goed doen. Daar's mense wat weens goeie dissipline ophou drink het, weens goeie dissipline ophou rook het, maar hulle is nog nooit weergebore nie. Maar weet jy, hoe kan jy weet? Wanneer die Heilige Gees in die binneste kom, soos Romeine 8 vers 16 sê, maar sy Gees getuig met my gees, dat ons kinders van God is. Sê vir my, as jy daar sit vanmôre, het sy Gees vir u gees gesê, jy is my kind. Hoe dit gebeur? Wanneer dit gebeur? Is 'n interessante gedagte, is iets wat ernstig is vanmôre. Is iets wat ons moet bedink. Maar Here, daar by die altaar gee U vir my volle versekering. Het die Here dit vir u gegee? Sekerheid kom nie deur werke nie. Dit kom alleen deur die getuienis van die Here. Ons lees dit daar ook in Genesis 28 vers 13 tot 15 by sy eerste ontmoeting met die Here, waar die Here na hom toe kom en hy sê hierdie woorde vir Jakob, en kyk, die Here het bo aan gestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en jy op slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei van die weste na die ooste en van die noorde na die suide, en in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. Ek sal jou terugbring in hierdie land wat ek in jou want ek sal jou nie verlaat nie totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Die Here kom en hy verseker hom, dit is ek wat met jou gepraat het. Van daai dag af kan Jakob nie anders as om te glo, dis nou God nie. Miskien het hy van God gehoor van Abraham, hy het van God gehoor van sy vader Isak, maar nooit het God dit so duidelik, direk, definitief in sy binneste vir hom gesê, laat hy volle versekering het nie. Maar na daai gebeurtenis kom die Here en hy maak dit vir hom vas. Maar verder is dit in Genesis 35, 'n tweede gebeurtenis, 'n tweede ding in Jakob se lewe, as 'n persoon wat nou die Here begin dien het, wat 'n val en opstaan lewe gelei het, so by so dat die Here hom moet herinner, gaan terug daar waar jy afgeval het. En die Here kom bevestig vir hom, hy het nou vir hom nog 'n ding gedoen. Jy sal nou Israel wees. Jy sien vriende, dis nie net 'n plek waar die Here ons kom volle versekering gee van wedergeboorte nie. Hy gee jou volle versekering van heiligmaking. Hy kom gee vir jou sekerheid van genesing. Baie mense die Here vertrou. Die ou mense het gesê hulle het gebid totdat hulle deurgebid het. En as hulle deurgebid het, dan weet hulle dat dit wat hulle nou gebid het, gaan die Here vir hulle doen. Hulle weet nie presies wanneer of hoe nie, maar die Here gaan dit doen. Jy moet die verhale gaan lees van intercessors, manne soos Rees Hels wat die Here gesoek het. En dan op 'n stadium sê die Here, staan op, jy's klaar gebid. Dis antwoord. Daar staan nou op, as hy klaar gebid, dan kom die antwoord. Jy sien vriende, daar by die altaar wil die Here vir ons sekerheid gee. Ons het 'n probleem in ons kerke vandag. Ons het 'n probleem in ons godsdiens. Ons lewe 'n klomp mense wat sonder sekerheid loop. Ons weet nie wat die Here van ons verwag nie. Ons weet nie wat die Here vir ons doen nie. Ons weet nie wat die Here vir ons gedoen het of gaan doen nie. Maar die altaar is 'n plek van versekering. Dis 'n plek waar jy na toe kan kom om te sê, Here,
maar ek het sekerheid nodig. Hy sê daar in Hebreërs hoofstuk 10 sê hierdie woorde, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word, en ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. As jy vanmôre sê, ek is nog nie heeltemal seker waar ek by die Here staan nie. Ek is nie heeltemal seker of die Here my siel uit genade gered het nie. Ek is nie heeltemal seker of die Here my hart gereinig het en vervul het met die Heilige Gees nie. Weet jy vriende, jy kan vanmôre na die altaar toe kom, want dit is 'n plek van sekerheid. Dit is 'n plek waar die Here klinkklaar duidelik vir jou wil sê, my kind, jy is myne. Ek onthou baie jare gelede, nadat die Here Jesus my siel gered het, en 'n predikant gepreek het oor die heiligheid van God en die wiele, daai het Jesegiel uit, ek weet nie wat het hy gepreek nie, maar hy het net gepraat oor hoe heilig God is. Toe voel ek daar, maar Here, ek het nog 'n probleem in my binneste, ek het 'n onrein hart. En daar was iets wat ek oor restituisie wou gaan doen het nie. En dit het baie jare gevat, 1 jaar en 8 maande, van worstel, nie deurgaan met die Here nie. Elke keer dan nou oortuig die Here my weer, maar daar ontbreek iets, en dan gee ek oor, maar dit kom nie deur, en ek onthou eendag wat ek vir die Here gesê het, maar Here, dalk is ek ongered, dat ek nie kan deurgaan met hierdie saak nie. En daar kom Here, en hy gee die eerste vers vir my, jy is myne, ek het jou oorgeoop, en hy kom gee my weer hy volle versekering. Hy sê, maar, daar's nou iets wat ek moet doen. En weet jy vriende, die Here het ook 'n tweede getuienis vir my gegee, ook hierdie saak het ek vir jou gedoen. Sê vir my, meneer, mevrou, jongman, jong meisie, het die Here dit vir jou al gedoen? Want jy sien, die altaar is 'n plek waar die Here jou wil bevestig. Maar nog meer, die altaar is 'n plek van roeping. Weet jy hoe baie mense gaan nie deur met die Here nie, want hulle is bang vir roeping. Want hulle weet nie wat is roeping nie. Ek sit daar in my sitkamer met 'n jong man baie jare gelede, praat met hom oor 'n volle oorgawe en heiligmaking. Hy sê vir my, ek weet hierdie dinge, maar ek kan dit nie doen nie, ek is bang die Here roep my. Hy is bang die Here roep hom. Hy sê, ek het hard gewerk, ek doen goed in my studies, ek wil die wêreld smaak, ek wil 'n finansiële sekerheid hê. Hy is bang die Here roep hom as 'n sendeling. Hy gaan 'n goeie salaris hê en hy gaan 'n goeie alles hê. En hy het nooit by daai goeie salaris of daai goeie alles gekom nie. Ek onthou hy bel my eendag in 'n winkelsentrum en hy sê, Henk, ek het ver geval. Ek sê, ek weet. Hy sê, hoe weet jy? Ek sê, onthou in my sitkamer, toe ons dit bespreek het. Maar dit is 'n plek van roeping. Weet jy vriende, ons hoef nie weg te kruip vir die altaar nie. Die altaar wil die Here vir ons roeping gee. Dit is 'n plek waar die Here vir ons wil wys wat is sy plan. Ons vind hierso in Genesis 35 vers 11. Die Here kom na hom toe, hy sê vir hom verder, sê God vir hom, ek is God die Almagtige, wees vrugbaar en vermeerder, 'n nasie, ja, 'n menigte van nasies sal van jou afstam, en koning sal uit jou lende voortkom. En die land wat ek aan Abraham en Isak en Jakob vir jou gegee het, sal ek aan jou gee, en aan jou nageslag sal ek hulle gee. En hy het ook in vers 28 gesê, jy sal 'n seën wees vir die wêreld. Hy kom daar na Jakob toe, hy gee vir hom 'n roeping. Hy sê, Jakob, weet wat jou roeping? Vermenigvuldig en vermeerder. Bou die volk van God, want jou gaan ek 'n magtige nasie maak, wat 'n seën gaan wees vir die hele wêreld. En van daai dag af kon Jakob nooit gesê, hy weet nie wat is sy doel en plan nie. Want die Here het vir hom gesê, ek wil jou 'n nasie maak vir God, 'n koninkryk van God wil hy deur hom bou. Hy sê in Genesis 28 vers 14, jy gaan uitbrei van die ooste na die weste en van die noorde na die suide. Hy moes die nageslag van God vermeerder het. En hierdie roeping het die eerste keer gekom na Adam toe God dit met al die mense wou doen. Hy sê Adam vermenigvuldig en vul die aarde. En die mense het van God afgeval en die vloed het gekom en Noag is die enigste wat voor God gevind is regverdig, opreg en met God gewandel het. En toe Noag uit die ark uitklim, toe kom daai belofte na Noag toe. Hy sê Noag vermenigvuldig en vul die aarde. Die doel is nie net om die aarde vol te maak vir die doel van volmaak nie. Die Here wou nog altyd 'n nasie hê wat hom dien. En hier kom hy gee daai roeping deur vir Jakob. En weet jy, daar in die Nuwe Testament kom die Here en hy gee daai opdrag vir elke persoon wat hom sal soek.
Hy sê daar in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Weet jy vriende, hy kom na u toe vanmôre, hy sê vir u, vermenigvuldig en vul die aarde. Dalk effens anders as in Jakob se geval, jy moenie nou 4 vroue gaan trou en baie kinders maak nie. Maar weet jy wat, as jy daar op die markplein getuig en jy lei daardie persoon na die Here toe, dan doen u wat die Here sê, u vermenigvuldig en u vul die aarde met kinders van die Here. En die vraag vir môre is, weet ons wat God se roeping is vir ons lewe? Jakob het geweet, hy moet vermenigvuldig en vul die aarde. In die eerste plek as kind van die Here weet jy, jy moet disippels maak van alle nasies. Maar weet jy wat spesifiek van u verwag word in die koninkryk van die Here? Die geweet, as jy wil weet, as jy ernstig is, as jy vanmôre sê, ons gaan maar net deur, verskoon die Engels, ons gaan maar net deur die motions. Ons kom kerk toe, ons gaan huis toe, ons kom kerk toe, ons gaan huis toe, ons kom bid hier toe, ons gaan huis toe, ons kom kerk toe, ons gaan huis toe, ons kom kerk toe, ons gaan huis toe, ons kom bid hier toe. Ons wil iets beteken vir die koninkryk van God. Ons wil 'n verskil maak in Springs. Vriende, u kan maak wat u wil, dit begin met die altaar. U moet na die altaar toe kom om by die Here te kom hoor, maar Here, wat is u plan vir my? Hoe moet ek vermenigvuldig en vul die aarde? U almal gaan nie predikante word nie. Maar almal het 'n rol, almal het 'n doel. En is tyd dat ons dit weer weet. Want jy sien, vriende, die vraag wat ons vanmôre kan vra is, weet ons wat die wil van die Here is? Weet jy ons wat die roeping van die Here is? En as ons dit weet, doen ons dit? Of is die grootste sonde by die kerk se deur die advertensiebord? Ek sê baie kere vir mense, ons nooi nie meer mense nie, ons vertel nie meer vir mense nie, ons vertrou net op die advertensiebord by die hek. Wil jy weet waar gaan ek kerk? Gaan kyk op my hek. Maar jy sê dit ook nie vir mense nie. Jy bid seker daar, Here, as hulle verbyry, laat hulle tog net die bord by die hek sien. Maar jy sien, as jy vanmôre bereid was om daar by die altaar te kom kniel, dan sal die Here vir u wys wat is sy plan met jou. Maar jy moet doelbewus wees, jy moet gereed wees, jy moet bereidwillig wees. Want dis 'n plek waar ons ook weet wat is die Here se plan. Die vraag is, soek ons en bid ons nog vir geleenthede? Bid ons die Here vir sy wil nog? Soek ons nog die Here vir sy wil? Dis 'n moeilike ding. 'n Preek is 'n moeilike ding. Preek is 'n moeilike ding. Maar sien net 'n preek wat 'n moeilike, baie ander dinge is 'n moeilike ding. Ja, ons moet gaan preek. Here, maar wat gaan ek preek? Dis nie maklik nie. Partykeer soek jy die Here. Partykeer het hy my 'n boodskap op my hart gelê en dan is ek al besig met die boodskap en bel 'n predikant. Dan sê jy kom preek, sê ek is reg die boodskap. Ek preek dit al vir myself in die kar 'n paar dae. Ander kere, dan sit jy die aand voor die tyd, dan weet jy nog nie. Dan sê my Here, ek moet nou ernstig raak. Maar weet jy vriende, is nie net vir predikers nie. Dis ons almal. Soek ons nog die Here vir sy wil. En hier kom hy, en hy wys vir ons, jy hoef nie ver te soek nie, kom by die altaar. Kom by die kruis, kom kniel by die kruis, met 'n erns. En die Here sal vir u wys. Hy sal vir u wys, wat is sy plan en wat is sy doel met u lewe. Jy sien, is daar by die altaar waar die Here jou uitstuur. Jakob, dis wat jy moet doen. Isak, dis wat jy moet doen. Abraham, dis wat jy moet doen. Noag, dis wat jy moet doen. Paulus, dis wat jy moet doen. Petrus, dis wat jy moet doen. Meneer, mevrou, jongman, jong meisie, oom, tannie, dis wat jy moet doen. Maar dan ten laastens is dit nie net 'n plek van volle versekering van roeping nie, dis ook 'n plek van vrymoedigheid. Weet jy, daar's mense wat hier sit, hulle weet presies wat is hulle roeping, hulle doen dit net nie. As mense wat presies weet wat die Here van hulle verwag, hulle doen dit net nie. Hulle het baie verskonings. Maar ek kan nie voor mense praat nie. Ag, die Here het so swaar op my hart gelê om te getuig aan hierdie persoon, maar ek kon net nie, my woorde was droog. Ek kon nie, ek het nie. Ek het nie. Weet jy vriende, die altaar is ook 'n plek van vrymoedigheid. Dis 'n plek van instaatstelling. Dis 'n plek waar die Here kom en hy sê, weet jy wat, my seun, my dogter, ek weet jy kan nie.
Ek weet ek het jou gestuur om te gaan praat, maar ek het geweet jy gaan hakkel. Ek het geweet jy gaan bang raak. Daarom wil ek vir jou ook vrymoedigheid gee. Dis die plek waar God jou in staat stel om vir hom te werk en te arbei. Ons vind as ons die vroeëre lewe van Jakob lees, was hy al ewig besig met 'n plannetjie. Is dit nou om die eerstgeboorte reg van sy broer met lensies op te koop? Is dit om hom met hare te bedrieg? Is dit om wat ook al te doen? Die hele tyd is hy besig met plannetjies. Onderkruiper beteken sy naam. En die Here kom en hy verander sy naam. En ewe skielik hier vanaf Genesis 35 vind ons vir 'n slag lyk dit of hy leiding neem in sy huis. Die Here kom gee vrymoedigheid vir wat sy plan is. Hy kom stel ons in staat om te doen dit wat hy wil hê ons moet doen. Ons vind dit in die lewe van Moses. Moses word geroep deur die Here. Jare tevore al het hy reeds geweet, die Here het vir hom 'n begeerte gegee vir sy mense. En hy lewer daai begeerte verkeerd uit, hy geslaan 'n man dood, so by so laat hy bang raak en vlug vir 40 jaar in 'n woestyn gaan wegkruip vir God. En die Here kry vir hom daar op die berg met die brandende bos en hy kry hom daar in die hande en hy sien God vir wie hy is. En hy buig voor God daar by 'n altaar oomblik in sy lewe. En die Here sê, weet jy wat Moses, jy moet gaan praat. En Moses sê 'n snaakse ding. Hy sê, Here, ek kan nie praat nie. Hy sê, ek kan nie praat nie. Maar nou lees ons wat sê die Nuwe Testament oor daai einste Moses in Handelinge 7 vers 22. Kom die Bybel en sê hy, en Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. Moses, hy hakkel, hy kan nie praat nie. Maar die Bybel in die Nuwe Testament sê iets anders. Hy was magtig in woorde en dade. Hoekom? Want God het hom in staat gestel. Die Here sê Moses moenie bekommerd wees nie. Jeremia dieselfde ding. Ag Here, ek kan nie praat nie, ek is te jonk. Die Here sê moenie sê jy's te jonkie. Ek sal my woorde in jou mond lê. En Jeremia was een van die wonderlikste profete gewees. So by so dat in die Nuwe Testament as die Here Jesus sê, wie sê die mense wie is ek? Dan sê hulle sommige sê Johannes die Doper, ander sê Elia of Jeremia of een van die profete. Net 3 mense word afgesonder, Johannes, Elia en Jeremia. Here, wie is Jeremia? Dat mense u met hom vergelyk. 'n Man wat nie kon praat nie, hy sê Here, ek kan nie praat nie, ek is te jonk. Die Here sê moenie sê jy's te jonk. Jy weet die vriende, die altaar is 'n plek van vrymoedigheid. Dis 'n plek waar 'n man soos Jeremia kon opstaan en die woord van die Here verkondig, al het hulle hom in putte gegooi en al het hulle hom mishandel. Hy was 'n man en baie ander profete presies dieselfde. Mense wat geweet het, hierdie gaan my lewe kos, nog het ek gepraat. Dis 'n plek van vrymoedigheid. Weet jy as jy vanmôre hier sit en sê, ag, weet jy, ek onthou wanneer die Here my ontmoet het. Hy het my herinner aan wat hy vir my gedoen het. Ek kan vanmôre vir jou sê wat hy vir my gedoen het. Hy het my oortuig langs die weg van dinge wat verkeerd was. Ek het weer tot bekering gekom. Ek het opnuut hom vertrou, my hart te reinig, te vul met die Heilige Gees. Ja, ek het sy beloftes, ek staan op sy beloftes. Ek het volle versekering, Jesus is myn. Ek weet wat die Here van my verlang, maar ag, weet jy, ek kry dit net nie reg nie. Weet jy, dan is die altaar ook die antwoord vanmôre. Hy sê vir 2026, dit wat oorbly daarvan. Wil jy vrymoedigheid hê? Hy sê kom na die altaar toe. Kom na die altaar toe. As jy sê jy kan nie, kom by die altaar. Die altaar is 'n plek van vrymoedigheid. Ons lees baie verskillende gedeeltes in die Bybel. Wanneer is dit wanneer 'n mens vrymoedigheid het? Wat is dit wat jou vrymoedigheid wegneem? En ons vind in die eerste plek vrymoedigheid word weggeneem wanneer ons nie rein voor God staan nie. Wanneer ons nie rein voor God staan nie, dan word ons vrymoedigheid weggeneem. Daarom sê die Bybel vir ons hierdie woorde: Geliefdes, as ons hart ons veroordeel, dan het ons, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Weet jy vriende, as jy daar by die altaar kom en die Here oortuig jy en jy bekeer jy en hy gee jy volle versekering, dan het jy vrymoedigheid.
want my hart veroordeel my nie meer nie. Ander dinge wat maak dat ons nie vrymoedigheid het nie, is wanneer ons nie weet wat die wil van die Here is nie. As jy nie weet wat die wil van die Here is nie, kan jy nie vrymoedigheid hê nie. Geliefdes, sê 1 Johannes 3 vers 21, 1 Johannes 5 vers 14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. As ons weet wat sy wil is en ons vra daarvolgens, dan het ons vrymoedigheid. En net so is dit met roeping, as jy weet wat die Here van jou verwag as kind van die Here, dan het jy vrymoedigheid om dit te doen. Hebreërs sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is my helper, en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens my aandoen? Weet jy, wanneer jy weet dat die Here jou vrygemaak het, wanneer hy jou daai volle versekering gegee het, dan het jy vrymoedigheid. Hy sê vir Jakob in Genesis 28 vers 15, kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring in hierdie land, en ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek gesê het. Die hele tyd God, wat sê ek? Weet jy, wanneer ons weet dat dit die Here is wat met ons wandel, wanneer dit die Here is wat vir my gesê het, jy is myne, kyk, met sy gees getuig met my gees, dan gee jy jou vrymoedigheid. As dit die Here is wat jou getuig, jou volle versekering gegee het, dat jou hart gereinig en vervul met die Heilige Gees, dan gee jy jou vrymoedigheid. Weet jy, is net met genesing ook so. Wanneer die Here vir jou in jou binneste die versekering gee, dit wat jy gebid het, vir hierdie genesing gaan ek doen, dan het jy vrymoedigheid. Dan jy vrymoedigheid om op te staan en te sê, die Here het my aangeraak. Die Here het vir my gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 17, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Weet jy, wanneer die liefde in ons harte volmaak geword het, vervul word met die gereinig en vervul word met die Heilige Gees, dan het ons vrymoedigheid om te doen wat nodig is. Daarom sê die Hebreërs skrywer in 10 vers 19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, laat ons dan toetree. Jy sien, vanmôre kom die Here na ons toe en hy sê, as ons die eerste boodskappe gehoor het en daarmee gehandel het, dan sê, weet jy wat, ek wil vanmôre vir u versekering gee, maar jy moet altaar toe kom. Ek wil vanmôre vir u duidelik roep wat my plan en doel is met jou lewe. Maar jy moet altaar toe kom. En ten derde, maar wie wat nog meer? Ek wil jou vanmôre vrymoedigheid gee om dit te doen. Maar jy moet altaar toe kom. Altaar oomblikke. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie dat ons by hierdie laaste diens vanmôre van die verootmoedigingsreeks voor U kan buig en sê, Here, ons het gehoor alles wat U wou sê. U het vir ons gesê, waar is die plek van ontmoeting? U het vir ons gesê, wat dit is wat U daar doen, U herinner ons. U oortuig ons daar van dinge wat reg is of verkeerd is. Maar U het verder vir ons gesê, dis die plek waar ons moet bekeer, wanneer die Here met ons praat by die altaar. U het vir ons gesê, dit is die plek waar ons oorgawe moet maak. U het vir ons gesê, dis die plek waar U beloftes opnuut vir ons gee. Maar vanmôre, Here, is dit die plek waar U ook versekering gee. En so wil U vanmôre vir 'n persoon volle versekering gee. 'n Persoon wat hier sit, hulle weet nog nie, hulle twyfel nog of U hulle siel uit genade gered het. U wil vanmôre vir hulle versekering gee. En ek wil vir daai mense bid vanmôre wat sê, ek wil daai versekering hê. En vir my om vir U te bid, wil ek vra dat U hand opsteek, ek sal vir U bid. Is daar so 'n persoon vanmôre wat sê, ek wil daai versekering hê, bid vir my. Dankie, ek sien daardie hande, ek sien daardie hande, ek sien daai hand ook. Dankie, ek kan maar weer laat sak. Ek sien ook daardie hand, ek kan maar weer laat sak. Nog 'n persoon wat sê, ek wil vanmôre daai versekering hê. Dankie, ek sien ook daardie hand. Maar Here, ons wil ook bid vanmôre vir hulle wat vanmôre sê, ek wil hoor wat is U plan en doel met my lewe. En ek wil ook bid vir daai mense vanmôre, daai persoon wat vanmôre sê, ek bid dat die Here my sal wys wat is sy roeping vir my. Kan ek vir jou ook bid, is daar so 'n persoon? Steek jy hand op, dankie, ek sien daardie hand, ek sien daardie hand, ek sien ook daardie hand. Nog 'n persoon wat sê, bid vir my, ek wil die Here se stem hoor. Wat is sy doel en plan vir my lewe? Dankie, ek sien ook vir jou, ek bly ek het vir U gewag. En maar laastens,
Daai persoon wat vanmôre sê, Here, ek ontbreek vrymoedigheid. Ek ontbreek vrymoedigheid, Here. En ek wil bid dat U dit vir my sal gee. Kan ek ook vir U bid as dit U behoefte is vanmôre? Nog 'n persoon dalk wat sê, Here, ek ontbreek vrymoedigheid. Dankie, ek sien daardie hand ook. Nog iemand vanmôre wat sê, ek ontbreek vrymoedigheid. Dankie dierbare Hemelse Vader dat ons nou vir mekaar kan bid vanmôre en dat ons kan vir U dankie sê dat U die God is wat daar die finale altaar op Golgotha gebou het, die finale bloed met U eie bloed gestort het, sodat daar vanmôre vergifnis, volle versekering, roeping en vrymoedigheid by die kruis is. Here, U wil dit nie vanmôre vir mense moeilik maak nie. Daardie hande het U gesien wat opgegaan het en ek wil vir elkeen van hulle bid. Maar ek wil meer bid, Here, dat U vanmôre vir hulle die vrymoedigheid sal gee om te kom buig by die altaar. Of U te sê, Here, hier is ek. Hier is my alles. Kom doen dit wat U gespreek het. En Here, my gebed is dat dit sigbaar sal wees in Springs gemeente. U weet wat is die nood in Springs, U weet wat is die nood in Suid-Afrika, maar Here, begin met 'n handvol mense vanmôre en bewerk U 'n verskil in hierdie dorp wat U alleen die eer en heerlikheid voor sal kan ontvang. Dankie daarvoor. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Amen. Vriende, ons gaan saam sing vanmôre om die diens af te sluit uit Liedboek 266 vers 1, ons Vader wat woon in die hemel, 'n wonderlike gewyde lied. En ek wil U verder vanmôre uitnooi, as U vanmôre behoefte het en U wil graag saam bid, as die ander saggies daar by die deur uitgaan vanmôre daar agter, dan kom U vorentoe, U kom sit of U sit net daar in die sitplek, ons sal ook na U toe kom. Ons sal baie graag met U saam bid as U vanmôre behoefte het en graag wil saam bid. As U die nood ontvang, kom ons staan aanbiddend en sing hierdie lied. Liefde en genade van God ons Vader en Jesus Christus sy seun en die kragtige werking van die Heilige Gees ons bly tot ons hom weer sal sien. Amen.